Baie welkom by die aanbieding van ons verskillende pakkette. Ons is besig om van graad 1 kwartaal 1 af vir elke kwartaal 'n volledige pakket saam te stel, sodat jy met gemak jou kind kan onderrig of in die klaskamer dit ook kan gebruik. Ons Afrikaans en Engels loop hand aan hand en dit verseker ook baie vinniger vaslegging en verstaan van wat is die ooreenkomste en die verskille vir leerders wat Afrikaans en Engels met baas raak. Wat is ingesluit in die pakket? Eerstens ons aktiwiteitsboek wat ons goue draad gaan vorm en dit is die boek wat die leerder ontvang in die begin van kwartaal 1 en jy gaan letterlik stelselmatig deur die hele boekie werk en daarna as jy verseker jy het KHBV se riglyne en se onderrig voltooi vir kwartaal 1. Dit sluit soos julle kan sien aan die regterkant lettervorming in, baie oefening daarvoor. Daar is ook prentjie assosiasies om leerders te help. Onthou, hulle begin nou eers, hulle kan nog nie lees nie. Ons gaan nie hulle dood maak met 'n klomp groot woorde wat hulle outomaties moet lees nie. Ons werk baie stelselmatig. Ons muurkaarte wat deurlopend gaan gebruik word aangedui. Dit gaan dieselfde bly van graad 1 tot 7 en dit is waar Kitsat spelling homself onderskei van enige ander program. Ons hou nie op in graad 3 nie en die vaslegging gebeur tot in graad 7. Die reëls word vir die leerders gelees. So onder die muurkaarte sien die kind ook die reël wat van toepassing is, wat hy moet ken om daardie spesifieke letter mee baas te raak. En ons voeg ekstra stappe in. So as julle ons klankleerbord ken, sal julle weet die volgende bladsy dui aan hoe ons 'n prentjie met 'n klank assosieer. Ons assosieer nie onmiddellik 'n prentjie met 'n letter nie. Daar is 2 stappe wat gebeur. Eerstens moet die kind kan hoor watter klank hoor hy in die woord fiets. Dan skakel hy dit eers om na klank toe. So hy weet watter klank hy het. Sodra hy die klank het, sê ons vir hom of leer ons hom dan om dit om te skakel na 'n letter toe. Dis 2 stappe waar dit tans outomaties alle kante toe om gelyktydig moet gebeur. Hoekom ons dit so doen, is onmiddellik begin die leerders van dag 1 af fokus op die letters wat verwarring veroorsaak, soos die V en die F en selfs die kort en die lang A-klanke of klinkerklanke. En dan sluit ons ook 'n leeskaart in met ons weeklikse leerwerk. Dit is nou daai liggaamsdele. Aanvanklik hoef hulle dit net te benoem, later gaan ons dit lees en skryf. Dan het ons baie oulike stories vir ons taalafdeling, soos 'n woordsoort plaas en 'n hele pikkewyn storie oor al die leestekens wat dit so maklik vir hulle maak om te verstaan. Dit is dan ons aktiwiteitsboek. Ons handleiding ondersteun die aktiwiteitsboek en die belangrikste is ons eerste 2 bladsye wat handel oor die klankleerbord en hoe jy 'n leerder watter vrae met hy kan antwoord en hoe jy hom leer om die bord te gebruik. Ons gee ook reeds vir jou 'n lys woorde wat jy kan gebruik om die les mee aan te bied. Dan gee ons ook die memorandum van ons aktiwiteitsboeke se aktiwiteite is in die handleiding ingesluit en ons gee vir jou volledige weeklikse assessering vir elke afdeling. Ons sluit ook die memorandum soos byvoorbeeld hieronder van die woordsoortplaas in. So jy hoef nooit te wonder nie. Daar is natuurlik videomateriaal wat elkeen van hierdie lesse gaan ondersteun en wat baie oulik is om ook vir die leerders in die klas te speel. Die huiswerkboek. Ons glo dat graad 1 tot 3 nie huiswerk hoef te doen nie. So dit gaan nie oor hoeveel huiswerk hulle by die huis doen en hoeveel ure mamma insit om kinders af te rig om woorde uit te skryf nie. Ons moet huiswerk pret maak en baie skole doen geen huiswerk nie. So ons kan nie verwag kinders met hulle doodwerk 2 ure 'n middag in graad 1 om huiswerk klaar te kry nie. Dit is afrigting. Dan het die kinders nie begrip nie. Ons werk met die fonetika bord, so die ouer herhaal die vaslegging van dit wat primêr tot klasonderrig is. Dan gee ons ook huiswerk soos aktiwiteite leer om jou bed op te maak, leer om tafel te dek. Wat benoem ons al die instrumente en eetgerei op die tafel? Watter kant kom dit, links of regs? Ons gee ook prentjies wat hulle self vir ouers stories oor moet vertel om hulle woordeskat te ontwikkel. Ons leeskaart word vasgelê by die huis en daar is ook handskrifaktiwiteite. Prentjies om te lees. Dit is om woordeskat uit te bou veral vir jou addisionele taalleerders. Die Afrikaanse kinders gaan byvoorbeeld die Afrikaans in een middag amper kan baas raak en net elke middag daarna hersien.
Die tweede taal gaan 'n bietjie moeiliker wees en dan versterk ons ook die leerwerk wat dan geleer word saam met die ouer by die huis. Die uitdrukke vir die klaskamer. Ons het reeds in 'n PDF vir jou alles wat jy moet voorberei vir die kwartaalse werk bymekaar gesit. Daardie is die huisie indeling van ons taal wat ons glo elke keer voor jy 'n afdeling begin, moet die leerder self sy Einstein krimpvarkie plaas op die afdeling wat jy gaan behandel, sodat dit 'n visuele konkrete vaslegging word waarmee werk ons. Dan het ons ook die prentjies wat hulle moet uitknip om op hulle lettervormingsblaaie te plak. As daar 'n luister en praat aktiwiteit was wat uitwerk nodig gehad het, die woordsoort plaas sodat hulle self op die woordsoort plaas ook hulle diertjies en mense kan pak terwyl hulle dan leer hoe werk al die woordsoorte. Konkrete onderrig is ons geheim. Ons het ook verskillende speletjies ingesluit. Een daarvan is byvoorbeeld onderskei B en D. Daar's die kaarte wat jy voor die tyd maak en lamineer en in pakkies bære sodat die klas daarmee op 'n Vrydag kan speel. Ons sluit ook 'n kleurvolle sleutelbord in. Ons glo dat digitale vaardighede baie meer werd is as lopende skrif en daarom gebruik ons nie ure en ure om nog 'n skrifmetode aan te leer nie, maar ons leer kinders om korrek op 'n sleutelbord met hulle 10 vingers te werk. Natuurlik is geen klas volledig sonder flitskaarte nie. Die eerste is ons hoëfrekwensiekaarte wat alles is in kleure aangedui, so jy weet presies met watter kaarte werk jy. Die hoëfrekwensiekaarte kan teen die muur of die deur geplak word. Leerders moet dit onafhanklik aan die einde van die week vinnig met een oogopslag kan lees. Slegs 5 woorde 'n week. Dit korreleer ook met die Engels om beter begrip tussen die twee tale te skep. Die klankleerkaarte beteken hierdie kaarte met 'n kind onafhanklik kan klank en lees en onafhanklik kan bou en skryf. Want dit is die fonetika wat afgehandel is aan die einde van hierdie kwartaal. Die blou kaarte is ons sigwoorde wat ons saamgestel het om te verseker dat leerders wel 'n storie kan lees. En dit ondersteun natuurlik ons leeskaarte wat ook in die verskillende bronne teenwoordig is. Moenie ons opwindende program misloop nie. Gaan kyk op ons webblad www.kids.com. Al ons produkte gaan in ons aanlyn winkel beskikbaar wees en ons video's gaan binnekort alles op 'n YouTube kanaal gratis verniet tot jou beskikking wees om lekker saam met Kids Sparring te leer.